So vanaand se storie is 'n storie wat ek baie sentiment in het. Dit het begin toe ek aan die einde van graad 4, en ek wil vir julle wys, hier is 'n boekie wat ek nou vanaand gaan gebruik. Die julle op TikTok sal dit nou kan sien, ek wys sommer so vir die kamera ook, dat julle kan sien waarvan ek praat. Die boekie, die wat nou op TikTok is, sal dit nou kon sien. Die boekie is 'n baie spesiale boekie wat ek in my lewe, dis toe ek daar by laerskool Riepie Kasteel was, en aan die einde van my standaard 2 jaar, toe het ek het daai jaar blokfluit geneem, en toe kry ek nou 'n spesiale toekenning, so ek gaan dit in die einde vir julle van die toekenning vertel. Maar die boekie wat ek daai aand gekry het, so naam was Die musiek wat die koning wil hoor. So nou wil ek sommer by jou weet, as kinders nou raas of wat ek al doen, is kinders se lawaai, is dit vir jou geraas, of is dit vir jou musiek, is dit vir jou mooi? Dan hang seker maar af, weet, kinders wat stout is glad nie mooi musiekie, maar kinders wat speel, is definitief mooi musiek. As ek dit nou in musiekterme kan uitdruk, is wonder of jy ook dit so sien. Stout kinders raas, maar soet kinders wat mooi speel, is musiek. Dis is soos ek nou daaroor voel, en daarom het ek nooit 'n probleem as kinders raas, selfs daar in die kompleks wat ek bly, solank dit hy speel raas is, want dan is dit mooi, en lekker om te hoor, en dit sit 'n glimlag op my gesig. En soos die boekie se naam is, Die musiek wat die koning wil hoor, so jy kan nou klaar verstaan waarna toe ek gaan. En die boekie is geskryf deur Rone Rupert, en die boekie is nou so 50 jaar oud, so baie jare gelede het hierdie boekie 'n groot rol in my lewe begin speel. Dis nou 50 jaar later, en ek het nog steeds die boekie veilig hier in my hande, en vanaand gaan ek vir jou vertel van dit. Nou die hele storie is dat die koning was baie ongelukkig geweest, het gefrustreerd, jy weet, jy kry dit mos, jy ondervind dit met myself, nou glo my konings voel ook so, baie keer voel hulle ook maar nie lekker nie, en dinge loop nie vir hulle reg nie, en as dinge wat pla, so dinge wat hulle kwaad maak, ongelukkig maak, dis maar soos enige ander ou, koning is niks uitgesonder van die twee goed nie, en die oggend gaan hy toe spesifiek 'n bietjie vroeër, soos ons die verhaal gaan hy 'n bietjie vroeër na sy kantoor toe, en sy amptenaar wat daar was, sy diensknegt, en toe nou vir hom mooi die vensters gaan oopmaak, en dat hy die vars lig kan kry, en al die goed miskien help het om beter te voel, en is toe dat hy hoor, maar hier, toe die vensters oopmaak, toe hoor hy, hier is iets hier buite aan die gang, en dis vir hom die mooiste musiek, wat hy ooit in sy lewe gehoor het, en dit was vir hom vreeslik mooi geweest, en hy het dit geniet, en het hom beter laat voel, totdat dit nou opgehou, die musiek nou ophou, toe gaan Stormy nou uit, toe gekyk nou, wie is die musikante, waar kom die mooi musiek vandaan, toe is daar niemand nie, en hy wil toe by al sy amptenare weet, wie is die mense wat hierdie musiek gemaak het, en so mooi musiek gemaak het, wat vir hom so wonderlik was om na te luister, en al die amptenare sê, nee, maar daar was nie iemand wat musiek gemaak het daar buite nie, hulle het nou geen idee van hulle, hy sê, maar soek die mense, so soek hulle nou daar in die omgewing, maar hulle kry neer, daar is niemand met instrumente, of iemand wat kan mooi sing, of enigiets, wat nou die mooi musiek kon maak, en toe sê, maar dan moet ons die mense gaan soek, en wat sê julle koninkryk, na alle kante, na noord, na suid, na oos, na wes, moes hy sy hoofamptenaar, sy hoofdiensknegt, moes toe nou die mense uitstuur, dat hulle die mooi musiek kan gaan soek, en dan moet hulle die musiek weer vir hom bring, dat hulle weer vir hom die mooi musiek kan maak. Nou, sy hele weermag was later betrokke, en al sy diensknegte, almal, die hele, amper sê sy hele land het later na die mooi musiek gaan soek, maar kon net nie kry nie. En so het hy nou maar baie ongelukkig, hy het gesê, hy gaan nie eet voor hy weer die musiek hoor nie. Hy gaan nie weer lag voor die musiek hoor nie. Nou uiteindelik toe, gebeur het nou weer dat hy een nacht nie lekker kan slaap en hy staan nou vroeg op, en hy gaan sit nou maar weer in sy kantoor, en weer eens kom maak sy diensknegt om die vensters oop vir lekker vars lig, en toe hy vensters oopmaak, toe kom hierdie musiek weer na vore toe. En hy sê, dit is die mooiste musiek wat hy nog gehoor het, en hy sê vir sy diensknegt, jy kan al vir die mense sê, gaan haal, kan maar terugkom, en ek die musiek gekry. Hy gaan kyk toe nou, in die venster, en al wat hy toe nou sien, is nou sy kinders, wat hier voor hom speel in sy roostuin, wat hier reg voor sy kantoor, sal ek amper sê, sy paleis geplant is, pragtige roostuin, en die kinders speel en hulle lag, en is gelukkig, en sy vrou is ook daar saam mee, en hulle, weet, is daar lekker gespeel, en tussen die rose, soos wat kinders moes nou kan speel, en dit was vir hom die mooiste musiek, wat hy nog gehoor het, en ek wil nou vir jou lees, hoe Rona Rupert nou die musiek beskryf, wat die koning
wat vir ons mooi was, dis soos hy nou met sy amptenare gesê, klink die musiek. Hy sê, hy vee met sy hand oor sy oë en toe verduidelik hy. Dit was blou musiek, wat groen weerkaats het, soos in brande van die see. Daar was pink note in en ook in baie sagte klankie pers. En dit was pragtigste, asemberovendste, betoverendste mooi musiek wat ek nog ooit gehoor het en ek sal nie kan slaap of eet of werk voordat ek weer daarna geluister het. En so het hy toe nou die mooiste musiek wat ek ooit gehoor het hy toe nou gevind. Dit was sy eie kinders gewees. Hy sê toe vir sy amptenaar, ek hoor asof ek ver daarvandaan op 'n ander plek staan en hy uitroep, die musiek en weer, die musiek wat ek altyd wou hoor, en dit kom uit die roostuin van die paleis. En dit is dan toe, dat die koning nou soms die diensnag uitstuur, sê almal kan 3 maande lang aan vakansie hou. Het kan net in 'n storieboek so gebeur.